ons bring boodskappe om jou toe te rus vir die dienswerk. Om jou toe te rus, om daar waar jy op die plaas is, daar waar jy in die werkswinkel is, daar waar jy by die motoronderdele is, om iemand sommer net aan die arm te vat en sê, hoorie man, kan ek jou na Jesus toe lei? Kan ek jou wys wie die Vader is? Sommige spontaan, ouens sê, maar dit is ons die dominee se werk, of die pastoor, of dit is nie, dit is die heilige se werk. Wie is die heiliges hier by ons? Kan ek net sien? Al die heiliges? As jy 'n kind van God is, die heilige, jy is uitgesonder, afgesonder vir hom. So heilig beteken nie foutloos nie, nee. Heilig beteken ek is afgesonder vir hom. So, nou my boodskap vanoggend is breaking news. Kits nuus, wat sê hulle? Nuusflits. En ek het sommer net so gaan kyk, hier kry ons 'n nuusflits, 'n breaking news, en dit klink so. Siekes word gesond, blindes sien, krepeles loop, depressieleiers word gesond, finansiële krisisse word opgelos, hordes mense gee hulle lewe aan God en begin ander mense ook na God lei en disipel elkeen om dieselfde te doen. Ouers en kinders verhoudings word herstel, tronke word kerkgeboue, polisiekantore word coffeeshops, kinders speel in strate sonder ouers toesig, kerkgeboue loop oor as gevolg van getuies op getuies. Banke word beleggingsbesighede en geen skuld word meer gemaak nie. En mense leef skuldvry en sorg vir mekaar soos nog nooit in die verlede nie. Hoe klink dit? Dis die goeie nuus, dis die nuusflits wat ek vanoggend. Maak dit julle opgewonde as jy dit hoor. Om te dink, dis wat kan gebeur, dit is wat God se hartsbegeerte is. En dit begin by coffeeshops, dit begin in matorganisasies, dit begin sommer in 'n estate waar ons in 'n plekkie werk, en dis presies wat God besig om te doen. Dis die nuusflits, en ek glo dat God ons, dit is gebeur wanneer God se orde in gemeenskappe begin manifesteer, sy koninkryk begin sigbaar raak in die gemeenskap. Ek wil sê, dit wat ons hier vanoggend net vinnig gesien het, ons wil rye op rye hier, dat ouens sê, hoor jy, die diens is te kort, daar is te veel getuienis. Wie sien uit daarna? Ek sien uit daarna. Amen. Raak opgewonde, want dis waarvoor God ons geroep het. Ek is moeg om elke Sondag kerk te hou, glo julle dit? Ek wil getuienis op getuies hoor. Maar as hierso om God te loof en te prys, dat daar nie 'n tyd sal wees eintlik eers om te preek nie. Ons het hierdie naweek weer kursus gehad, en ek wil julle sê, ons kan niemand toerus net op 'n Sondagoggend se boodskap nie. Ons het kursus op kursus. En om 'n kursus aan te bied, beteken nie, ek weet nie, ek gaan nou 'n naweek maak nie. Dis 'n teken, hoor jy, ek gryp elke geleentheid aan, om te doen waarmee mense ons wil toerus. So, sy koninkryk moet sigbaar word in ons gemeenskap. Dieselfde opdrag wat Jesus sy disippels gegee het, is presies wat hy ons vandag gee. Sy disipel, hy kom in, ons weet, Matteus 28 vers 19, hy sê, gaan dan heen. Maak bekeerlinge. Is dit so? Nee, is verkeerd. Maak disipels. Nie net bekeerlinge nie, dan moet ons hulle Sondag dienste hou, dan moet ons met flisligte kry, bietjie rookmasjiene, dat hulle net weer sal kom. Maar disipels kan nie wag om 'n getuienis te kom gee nie. En dis wat ons die Here so vertrou. So, dieselfde opdrag wat Jesus vir sy disipels gegee het, gee ook vir ons. Nou, ek gaan oor 3 dinge vinnig praat. Wat is die opdrag? Wat kan ons te wagte wees in die wêreld? En hoe kan ons reg kry? Is julle reg daarvoor? Julle moes dit nou neergeskryf het, daai 3 goed, julle gaan nou sien. So, wat is die opdrag? Wat kan ons te wagte wees in die wêreld? Hoe kan ons dit reg kry? So, blaai saam met my Lukas 10 vers 1. Lukas 10 praat hy daarvan, Lukas 10. Ek het hier op die bord ook wragties vir julle neergeskryf. Ja, julle is gemaklik, né? So, nou, vers 1 sê, daarna het die Here 72 ander aangewys. Hoeveel is ons vanoggend? Ek dink ons omtrent so in die 70 vanoggend hier. Nou sê hy presies, hy sê aangewys en hulle twee voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Nou Jesus het nie sommer net gewone ouens gestuur nie, hy het ouens gestuur wat sy disippels was. Hy het die 12 gehad en toe praat hy met hulle en toe kom maar nog by en dus toe die 72 of wat hy uitstuur en dis die typiese ou wat ons ook wil uitstuur. Daai typiese ou staan in 2 Timoteus 2 vers 2. Wat staan daar? Wie kan my help? 2 Timoteus 2 vers 2.
as julle gaan nog vir die hele jaar hoor, né? 2 Timoteus 2, wat jy van my voor baie getuies verkondig het, moet jy toevertrou aan betroue manne wat bekwaam sal wees, ook om ander te leer. Ook om ander te leer. Weet jy, as jy na 'n show toe gaan, dan gaan luister jy ontspan en geniet dit. Maar hier is eintlik 'n werkswinkel. Dis 'n plek waar ek toegerus word, daar waar ek voel, maar leer my, oefen my. Dan gaan ons na 'n selgroep toe, en ons leer, dit wat ons hier toegerus word. Ons leer hoe om vir ouens te bid. Ons kry daai Annelies, daai gevoel van, en Steven, hoe lyk iemand na Here toe? Daai vraag wat jy moet vra. Wat sê maar, hoe lyk dit? Gaan julle twee nie vandag julle hart vir die Here gee nie? Man, dit is die beste bungee jump wat jy in jou lewe kan kry. Daar's nie adrenalien wat so loop soos daai oomblikse vraag nie. Is ek reg? Jy wonder wat gaan die ouens sê? Nou sê hulle nee. Wat dan? Nou, dan is dit so. Maar ek het daai vraag gevra. Volgende keer gaan dit makliker. Lukas 10 vers 2. Hy het vir hulle gesê, nou hoor, hy stuur hulle nou, né? Hy stuur ons ook vandag. Hy stuur nie die 72 nie. Hy stuur Koinonia vandag. Hoor nou, hy stuur hulle in die wêreld. Hy sê gaan in en gaan maak disippels en gaan getuig. Hy het gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Nou sê hy, hoor, hy sê, bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ons soek nie 2 of 3 getuies nie. Ons soek 'n klomp ouens wat bereid sal wees om die oes in te bring. Hy sê bid dat die Here die oes wat aan die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Nou vers 3 sê, gaan nou, maar onthou, baie belangrik, dit gaan nie maklik wees nie. Hy sê, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Jy weet al agterkom as jy in die wêreld instap, né? Dan begin jy so te leef, jy doen net niks wat hulle, dan sê hulle vir jou, jy weet, ek onthou in die army, ons het nou daaroor gepraat, in die weermag, en dan sal jy nou daar kom, en jy's net nie ou wat sekere goeders doen wat hulle doen, en dan sê hulle in die hand vir jou, nee, moenie vir daai ou vra nie, hy's 'n doom nie. En dan word jy 'n doom nie of 'n pastoor genoem. Jy weet, hulle begin soos spot vir jou. Of jy kom in die besigheid en ouens sê, moet net vir hy wil altyd bid. Jy weet, hy wil altyd iets, jy weet, dan begin hulle jou te spot. Hy sê, die Here sê, ek stuur julle in, soos lammers tussen wolwe, né? Vers 8 sê, en watter stad julle ook al mag ingaan, en julle ontvang, en hulle ontvang julle eet, wat aan julle voorgesit word. Jy weet, ek sê altyd, moenie vir klomp vra nie, as jy daar in sending werk is, dan eet jy maar wat vir jou voorgehou het. Maar nou sê hy, as jy weet, is dit 'n offer, aan 'n afgod geoffer, eet jy dit nou net nie, hulle moet dit nie vir jou sê nie. Vers 9 sê, en maak die siekes gesond, sê saam met my, maak siekes gesond. Ek soek daai getuienisse wat ouens in hardloop en sê, ek het hierdie week vir iemand gebid, hy was blind, maar hy kan sien. Hy was krepeel, maar hy kan loop. Hoor julle, hy sê, en maak die siekes gesond wat daarin is in die stad, in jou werksplek, in die skool, in die koöperasie, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God het nou naby gekom. En dis wat mense soek. Wie van julle ken mense wat siek is? Wie ken van julle van mense wat depressief is? En so wil Here ons een vir een gebruik. Nie daar op 'n groot verhoog en laat ouens miskien net in lyne kom nie. Nee, sommer in daai klein besigheidjie daar om die vuur wat ons saam met my werkers werk en hulle gaan uit en hulle kan weer gaan verkondig. En maak die siekes gesond wat daarin is en sê vir hulle die koninkryk van God het naby julle gekom. Nou sê vers 16, wie na julle luister, luister na my. So ek is 'n gesant, ek is 'n boodskapper van God se boodskap. Ons gewone ouens wat hier sit vanoggend. Wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het, verwerp die Vader. So gaan ons ergens in die wêreld verwerping ervaar? Absoluut. Iemand wat wil sê, moet nie met jou godsdienst kerkgoed na my toe kom nie. OK. Het jy al gehoor, ouens praat so? Nee, moet nie met my kerk kom praat nie. Ek het my kerk, jy het jou kerk, jy weet, dan begin ons so. Nee. Sê jy, die verwerping wat ons beleef, is nie net teenoor jou nie, het is teenoor Jesus, is teenoor God die Vader. Vers 17, en die 70, hoor nou wat nou gebeur, hy stuur hulle uit, hulle kom terug, en die 70 het met blydskap teruggekom gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan u naam. Weet jy wat hulle gedoen? Hulle duiwels uitgedryf, in die naam van Jesus. Het julle al gesien hoe manifesteer 'n demoon? Wie het al dit gesien? Wie het al gesien manifestering van demone? Ek het dit gesien, ek eendag 'n student ook
Wat ons daar vir 'n student of 'n ou preek het eintlik manifesteer hierdie demoon. Hierdie maar klein fyn meisietjie skree soos 'n leeu. Sy brul soos 'n leeu. Ek dink, wat gaan nou hier aan? Nou weet jy nie, moet jy hardloop, moet jy en die ou wat dan beheer was daar sê nee, wag, ons gaan dit nou hanteer. Ons gaan net eers klaar preek. Hy trek nou ons aandag af. En hy daarna toe sê in die naam van Jesus, daar gaan ja, praat daai vrou met 'n sagte stemmetjie soos nog nooit, maar sy het nou net gebrul soos 'n leeu. Dis demonies. En weet julle hoeveel mense as die krag van God oor hulle kom, moenie verbaas wees as hulle begin brul nie, hoor. So, maar hy manifesteer nie altyd so nie. Maar moenie bang wees nie, jy het die naam van Jesus. Nou sê hy vir hulle kom terug en hulle sê, Here, tot u naam, hulle die duiwels onderwerp hulle aan u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Ja, dit is ou vertaling. Kyk, ek gee aan julle mag om die slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie. Dis wat Jesus vir ons sê. Hy sê, ek gee julle al die krag en alle mag oor die vyand. Ons het begin toelaat, ons het begin familier raak met die werke van die bose. Ons het half gewoond geraak. Sê nee man, dit kan nie so aangaan nie. Ons bid nou, die Here het vir ons die opdrag gegee, hy het vir ons gegee, ek gee julle al die mag en krag om op skorpioene te trap, slange. Moet nou nie daar gaan probeer loop en net dink dit gaan niks gebeur nie. Ek dink so, hy sê julle sal gif drink, julle sal niks oorkom nie. Hulle het nooit gepraat van MSG nie, maar ek dink is MSG ingesluit. So moenie bekommerd wees nie. Vers 20 sê, maar julle moenie daarvoor bly wees dat die gees aan julle onderworpe is nie. Weet ons, kom ons by 'n plek en sê, wat sê julle nou? Julle het die demoon gesien, ek het hom gejaag. Sê nee, moenie daaroor bly wees nie. Wees liewerste bly dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. Dat julle 'n verhouding met die Vader het. En nou sê ek, 'n Christen moenie weird wees nie, nee, stem julle? Moet 'n verskil bring. 'n Christen moet 'n verskil bring. Moenie weird wees nie. Moenie snaakse goedjies maak wat mense afskrik nie. Maar bring net 'n verskil. Nou vra ek, hoe kan ons begin om die koninkryk boodskap in die wêreld te bring? Baie maklik, sê Filippense 1 vers 27. Nou ek gaan nou sommer die ou vertaling quote hier so, en hy sê, laat julle deur julle lewenswandel die evangelie van Jesus Christus verkondig. Laat julle deur julle lewenswandel die evangelie van Christus Jesus verkondig. Julle hoor. Nou vers 27 in die boodskap Bybel sê, gedra julle altyd so dat julle 'n advertensie vir Christus is. Daarmee moet julle regtig moeite doen. Stem julle? Dis Paulus sê dit vir ons. Ek wil net goeie dinge van julle hoor, of ek nou by julle is of wanneer ek by julle nie is nie. Ek wil hoor dat julle soos een man saam staan en dit alles doen om ander mense te oortuig dat die goeie boodskap regtig goed is. Die my en jou se lewe moet 'n advertensie wees vir die koninkryk. Ek sê mos altyd, gaan getuig nou en as dit nodig is, gebruik woorde. Stem julle, as dit nodig gebruik word. Laat jou lewe, mense sal sê, hoor jy, ek het sien, ek het nou huwelik gekyk, ek het nou jou lewe gekyk, ek weet nie wat dit is nie, maar al wat ek weet, ek het God in my lewe nodig. Dis wat ons soek. By 'n plek kom wat ouens sê, ek het 'n honger na God. En dan my tweede gedeelte is, wat kan ons te wagte wees in die wêreld? Ek gaan nie lang praat nie, ek sal nou klaar, hoor, julle kan nou nie te veel aantekeninge maak nie. Nou ek lees nou eendag 'n berig in die koerant, dit klink so. Is julle reg daarvoor? Ek gaan nou probeer, dit is nou geskryf, maar ek gaan dit nou meer huidigelik oomblik. Hy sê, in die volgende paar jaar, gaan ons erge dinge begin sien, en dit het al reeds begin. Wil julle hoor? Wat sê hulle? Mense sonder God lewe verskriklik sleg. Hy sê een ding, moet julle nie vergeet nie. Dis in die koerantberig. Dit sal verskriklik gaan net voor in hierdie laaste dae. Ek gaan 'n lysie maak wat mense alles sal doen. Dis die ou wat nou skryf. Elkeen sal aan hom net aan homself dink en niks vir ander omgee nie. Klink dit bekend? Geld gaan vir alles in hulle lewe word. Hulle gaan 'n klomp groot monde wees wat dink hulle is beter as ander mense. Hulle sal nie omgee om ander mense baie seer te maak nie. Met hulle beledigings nie, en hulle sal nie meer steur aan hulle ouers nie. Hulle sal ondankbaar wees en niks vir God omgee nie. Nogal, die ou het nogal akkuraat geskryf, nee. Klink dit asof dit in die Bybel kan wees. Wie stem julle? Dan sê hy, daar's 'n liefde, sal nie deel uitmaak van hulle woordeskat nie, maar hulle sal al te goed weet hoe om 'n wrok teen iemand te dra.
of om elke lelike storie oor aan 'n ander te versprei. Hulle sal spesialiseer daarin om net te doen wat hulle wil, sonder om op te gee wat gaan gebeur. Selfs al beteken dit hulle op so 'n manier mense buitengewoon seermaak. Moenie vir hulle voorstel om iets goeds te doen nie, want hulle haat dit. Julle sal hulle glad nie kan vertrou nie, want hulle sal jou op elke eerste draai in die rug steek. Hulle sal nie omgee om hierdie optrede ander mense in gevaar te stel nie, en boonop sal hulle dink dat hulle baie beter is as ander mense. Hulle sal die poele van plesier kies, eerder as God. Van buite af sal hulle lyk soos kerkmense, maar aan hulle binnekant sal hulle dolleeg wees, sonder God en sy krag. En bly weg van hierdie tipe mense af. Nou, dit is nie 'n koerantberig nie, dit staan in 2 Timoteus 3. Dis wat ons kan verwag in die wêreld. En dis wat waarmee ons instap, en ons sê net, almal sê net, "Hi, het jy vir ons weer 'n lekker liedjie? Hoe was julle diens gewees Sondag? Het julle dit geniet? Wat 'n boodskap het jy vir my?" Nee, ons leef in 'n wêreld wat hierdie goeters aan die gang is. En al wat ek en jy kan doen, ons kan 'n teenoorgestelde gees kan ons optree. En dan kom Timoteus, as ek verder kan lees, dis nie verder koerantberig nie, dit is regtig Timoteus 3, vers 10, hy sê, "Timoteus, jy ken my baie goed, jy weet alles wat ek vir mense vertel van God en Christus. Jy weet hoe ek leef, wat ek van die lewe wil hê, hoe ek op Jesus vertrou, en hoeveel tyd ek vir ander mense het. Jy ken ook my liefde vir ander, en weet hoe geduldig ek met mense is." Nou sê hy, elkeen wat Jesus in is, en wat lewe soos God hom verwag, moet weet dat hy ook vervolg sal word. Presies. As ons 'n lewe, in die ou vertaling sê, as jy 'n godvrugtelike lewe wil lewe, sal jy vervolg word. Kyk vir jou langs jou en sê, dit gaan nie maklik wees nie. As jy in 'n besigheid is, het jy agtergekom, is jy altyd maklik met mense te werk nie. Al is dit daar by die tyreplek. Al is dit nou waar jy 'n dienste lewer vir mense. Mense kom met snaakse goeders. 14 sê, vers 14, maar jy Timoteus, moet jy moet jou nie 'n duim van koers af laat bring nie. Bly by die dinge wat jy geleer is, en wat jy weet waar jy is. Jy weet mos wie dit alles vir jou geleer het, dis nou Paulus. En dan kom hy vers 16, 'n baie belangrike skrif, julle kan dit onderstreep in julle Bybel. Die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer, dit help ons om te wys waar mense die pad byste raak, en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God vir hulle wil hê dat ons moet uitdeel. Hoor julle, wanneer ek en jy in die wêreld ingaan, die woord oud vertaling sê, julle moet reg wees, julle moet die woord van God reg sny, julle moet dit reg gebruik. Moenie met kom met redenasies en ouens te probeer oortuig nie. Moenie probeer om 'n punt te bewys nie, kom en maak 'n verskil. Jy weet, ons is, Christene kan partykeer ons wil 'n punt, ons wil hulle 'n punt bewys. Jy weet. En dan kom ons agter, maar ons maak geen verskil nie. En dan op die einde van die dag wen niemand 'n redenasie nie. Al wat ek en jy moet doen, ons moet die lewe leef. En volgens die woord leef, sodat ons die woord reg sny. Die oomblik as iemand ons 'n vraag vra, dat ons dit reg kan antwoord. En dis baie belangrik, moet nooit vir ouens antwoorde gee vir vrae wat hulle nie vra nie. Het jy al gesien, jy gee vir ouens antwoorde vir vrae wat hulle nie vra nie, dan sit jy net in 'n redenasie. Nou, kom ons kyk die laaste gedeelte, hoe gaan ons dit reg kry? Baie belangrik, net so 2 dinge. Hoe gaan ons dit reg kry? Hoe gaan ons in die wêreld toegeruste mense kan wees, getroue manne en vroue, wat in staat is om ander te leer? Ons stap in die wêreld, en dis moeilik, dis swaar baie kere, mense stap en ons dink, almal ontvang die woord gemaklik, maar God sê, jy gaan dit nie in jou eie manier kan reg kry nie, jy gaan dit nie in jou eie krag reg kry nie. En nou kom ek sê, hoe gaan ons dit reg kry? En die vraag is daar ergens 'n hulpmiddel of 'n steroïde wat ons kan kry om ons los te maak van al ons skaamte, aan al ons bangheid en al ons vrese? Nee, ek weet nie, hoe gaan ek vir iemand vra as hy 'n behoefte het om, jy weet, hoe gaan ek vir ou bid nie, jy weet, daai vrees, is daar nie iets wat ek net 'n inspuiting kan kry nie? Ons stap hier almal uit, ons staan in 'n lekker ry, en ons sê daar vir Verries daar met 'n lang spuit, en hy gee elke net so 'n lekker steroid, jy weet, as ons instap, môre by die werk, dan sê ons vir julle, nou gaan dit so werk, jy weet, ons sê daai boldness. Wie soek dit? Ek weet, jy soek nie inspuiting, maar ek het iets beters. Alright, hier sê nou, Handelinge 1, die belofte van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8, hier is die inspuiting, hier is dit nou. Niemand hoef vir Verries, hoef niemand in te spuit nie, maar hier is dit nou. Maar julle sal krag ontvang. Jo, great. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem,
Sowel as die hele Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Nou kom ons bring dit huis toe. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in julle huise, sowel as vir julle bure, sowel as by julle werksplekke, sowel as julle tot selfs Pretoria toe ry. Dis die uithoeke van die wêreld hier vanaf. Nee, julle weet ons. Dis hoe die Here ons gaan toerus. Hy sê, ek gaan julle krag gee. So met ander woorde, ek gaan met vrymoedigheid gaan. Ek gaan die woord regsny. Ek gaan die woord ontvang met sagmoedigheid, die ingeplante woord. En dan vra ek vir die Heilige Gees. Here, as ek daar so sit en ek doen iemand se naels, dankie dat U vir my die boldness gee, die krag, die Heilige Gees steroïde, om daai vraag te vra. Hoe lyk dit? Maar julle nie vandag julle harte vir Jesus gee nie. Dis wat gebeur wanneer ons die Heilige Gees saam met ons het. Amen. Met weet, dit gaan moeilik wees daar buitekant, maar moenie skaam wees nie, ons het die Heilige Gees. Nou ja, kom ons kry 'n begeerte om in die koninkryk te sien op aarde. Ek het vir julle goeie nuus, jy hoef nie meer te wag dat Jesus jy moet kom haal nie. Hy sal enige tyd kom. Maar hy het gesê ons moet bid, laat U koninkryk kom. Laat sy orde in mense se lewens kom. Laat mense gesond word. Jy weet ou wat siek is en hy word gesond, dan kom God se koninkryk daar. As iemand finansiële krisis het en dit word opgelos, dan kom God se koninkryksorde daar. Stem julle? En dis hoe God ons gebruik. Die oomblik wanneer ek in 'n plek instap, dan stap God se orde, sy koninkryksorde in 'n plek in. En dan sê hy, dis soos 'n magnetiese veld. En jy ervaar net, is iets besig om te gebeur. En mense kom spontaan en sê, ek weet nie wat gaan nou met my aan nie, ek wil net huil. Wie het al gehoor? Dan is dit die krag van die Heilige Gees, wat ouens nie aankla nie, hulle oortuig. En dan dink jy, wat het ek gedoen? Nee, jy het niks gedoen nie, jy is net gevul met die Heilige Gees. Nommer 2, kom ons bid vir die arbeiders wat die oes moet laat inkom, die getroue manne en vroue. Die getroue manne en vroue. Wie is die getroue manne en vroue? Hy sê, vertrou dit toe aan getroue manne en vroue wat in staat sal wees om ander te leer. Dis die gebed. Here, ons bid vir getroue manne en vroue. Dat hierdie sitplekke vol sal kom. Ek weet almal is van hierdie naweek lyk my in Jubaweni, en die netbal en alles gebeur lyk my by Jubaweni hierdie naweek. Maar laat ons ouens sal toerus, wat sal sê, Here, ons is reg. Gebruik my. Nommer 3, kom ons berei onsself voor wat ons te wagte kan wees in die wêreld waar ons is en waar ons onsself bevind. En nommer 4, kom laat ons bekragtig word deur die Heilige Gees om selfs getroue manne en vroue te wees. Om so getrou te wees ook om ander te leer. Amen. Is julle reg vir dit? Dis my boodskap vanoggend. Ek is so opgewonde. Volgende Sondag sit ons miskien met kan ons met nog meer en meer getuies sit. Sê, weet jy wat, ek het daai stap na vorentoe gedoen. Ek was so skaam. Maar toe ek vir die Heilige Gees gevra het om my toe te rus met krag. Toe stap ek daai maandagooggend in daai werk en ek voel soos 'n ou wat bodybuilder is. Jy weet, ek wil net weet wie moet ek slaan, jy weet. Wie waar, jy weet. Ek is so opgewonde want die Here gaan ouens na my toe stuur en ek gaan nie soveel skaamte in my nie. Ek gaan soveel bultens hê en dis wat Petrus en Johannes oorgekom het. Hulle sê vol van die Heilige Gees het hulle met vrymoedigheid die evangelie van Jesus verkondig. Vrymoedigheid, vol van die Heilige Gees. Wie saam met my vanoggend en sê, Here, dankie dat U my vanoggend vul met krag. Staan saam met my. En dan bid ons daarvoor. Vra die Here om ons sommer net kom vul met sy Heilige Gees. So om nou nie snaakse goed verwag nie. Die woord sê, wanneer ons om 'n brood vra, gee hy nie vir ons 'n klip nie. Wanneer ons om 'n vis vra, gee hy nie vir ons 'n slang nie. Maar wanneer ons vir hom die Heilige Gees gee, dan gee hy vir ons die Heilige Gees. Amen. En met daai krag gaan maak ons 'n verskil. Kom ons bid. Strek net jou hande uit en sê, Here, ek ontvang die Heilige Gees. Ja, jy moet dit self doen. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Sê, Here, ek ontvang U Heilige Gees. Dankie dat U my bekragtig met die Heilige Gees. Dankie dat ek vol van die Heilige Gees met vrymoedigheid die evangelie van Christus Jesus kan verkondig, al is dit net deur my lewe. Dankie, Vader. Dankie dat U kom en elkeen kom toerus met krag. Dankie dat ons kan bid vir arbeiders, Here, getroue manne en vroue, wat in staat sal wees om ander te leer. Dankie dat U ons voorberei vir die wêreld waarin ons is, Here. Dankie dat U ons voorkoppe hard maak soos diamant, soos U woord sê, sodat ons nie heen en weer geswaai sal word deur winde en weer nie, maar dat ons sal ervaar, ons het soveel vrymoedigheid en boldness om in hierdie wêreld in te beweeg,
En Here, dankie vir wonderwerke wat hierdie week gaan plaasvind. Ouens wat hulle harte vir Jesus gaan gee, vir U gaan gee. Ouens wat in 'n verhouding met U gaan kom. Mense wat gesond word. Blindes wat kan sien. Krepeles wat kan loop. Depressie wat gebreek kan word. Finansiële toestande wat opgelos is. En Here, dat ons sal weet, Here, as ons terugkom, dat ons sal weet tot die demone en die duiwels het aan ons gehoor gegee. Maar dankie dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. En dit beteken, ons het 'n verhouding met ons hemelse Vader. En ons eer U daarvoor in Jesus naam.